maak by Psalm hoofstuk 40. Psalm hoofstuk 40, en ons gaan net daardie 11 verse saam lees. Psalm hoofstuk 40. Dis hier vanaf vers 3 tot 6 wat praat maar van redding en hoe die Here iemand uit die kuil van vernietiging uittrek. Psalm hoofstuk 40 verse 1 tot vers 11 wil ek mee begin vanaand as die skriflesing asseblief. Psalm 40 vers 1 sê vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid: Ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig en my hulpgeroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Groot dinge het U gedoen, Here my God. U wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het U vir my gegrawe. Brandoffer en sondoffer het U nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om U welbehaag te doen, en U wet is binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Here, U weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie, van U trou en U heil spreek ek, U goedertierenheid en U trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie. Net tot sover die skriflesing, vriende. Ek wil 'n paar verse en dan net 'n teksvers uit Psalm 66 vers 16 aan die voorhou as die teksoordenkings. Psalm 40 vers 3 sê, en hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. En hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Vers 6 sê, groot dinge het U gedoen, Here, my God. U wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. En dan het daai vers in Psalm 66 vers 16 wat sê, kom luister en laat my vertel, julle almal wat God vrees, wat hy aan my siel gedoen het. En dis ook net die tema, vriende. Ek gaan nie weer na hierdie skrifgedeelte toe ongelukkig gaan nie, want vanaand is 'n getuienis. Maar net daai vers wat sê, laat my vertel wat die Here aan my siel gedoen het. Vir baie jare, liewe vriende, was ek baie skaam oor my lewe. Ek was baie skaam vir die lewe waarin ek opgegroei het en groot geword het, want ek het telkens gevoel dat ek iewers nie inpas nie. Ek het nooit iewers in 'n boksie ingepas nie, die normale boksie ingepas nie. Totdat ek op 'n dag in my lewe, dit is so 'n paar jaar, so 5 jaar gelede, in studies agtergekom het, waar een outeur geskryf het, God gaan nie eendag as jy voor hom staan vra, hoekom was jy nie Andrew Murray nie? Of hoekom was jy nie Charles Spurgeon gewees nie? As jy eendag voor God staan, gaan die Here vir jou vra, hoekom was jy nie Anton Kleingeld gewees nie? En toe daai openbaring in my gemoed posvat, toe ek dit snap, toe besef ek dat my hele lewensloop, my hele lewensverhaal waarin die Here my laat groot word het God haarfyn beplan. God het daarvan geweet en die Here het dit toegelaat en eventueel my te bring by 'n punt waar hy dit kan gebruik in ander kinders van God se lewe, sodat hy ook deur my lewe kan werk. Ek het verwys na Genesis 50 vers 20 van Josef wat aan die einde van sy lewe kom en tot hierdie insig gekom het om te sê, julle dink kwaad, maar God het dit ten goeie bedink.
Dis hierdie besef dat alles wat in jou lewe gebeur het, haarfyn deur God bepaal en beplan is, sodat die Here deur jou lewe iets kan doen. Ek staan dus vanaand voor u met baie vrees en bewing, juis omdat ek in die normale sin van die woord sekerlik nie in die ortodokse dominee se boksie pas nie. Maar al wat ek vanaand weet, verskoon tog, is dat die Here Jesus Christus 'n baie groot werk vir my kom doen het. Dat die Here, soos wat ons gelees het hier in die Psalm, my uit die moddersluik van sonde, uit die kuil van vernietiging kom uittrek het. En vanaand wil ek eer gee aan God vir wie hy is, en die wonders waarvan ons gelees het hierso, om dit te vertel, die wonders wat hy doen. Ek vra vanaand dat u vir my sal verdra, vriende, in die manier oor hoe ek my dalk uitdruk, dat u dit uit die hart uit sal sien van waaruit dit kom. En ek wil vanaand my lewensverhaal graag aan u bring, met die hoop dat daar vanaand dalk iemand hier kan wees, in wie se lewe God 'n verskil kan maak, miskien 'n deurbraak kan bring. Ek vertrou die Here daarvoor, dat die Here ook in jou lewe aanraking sal kan bring in hierdie aand. En ek gaan net op 3 areas fokus, amper soos Paulus daar in Handelinge 9, sy lewe voor redding, sy lewe met redding en roeping, en sy lewe na redding en roeping. En dis die areas wat ek vanaand wil fokus. Ons het dan vers 3 gelees, hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. Vers 4, hy het 'n nuwe lied in my mond gegee. Ek kom uit 'n gesin uit van 5 seuns. Ek is die 4de van 5 seuns. My ouers moes trou. My ma was 15 jaar oud, toe word sy swanger. In 1978 het sy swanger geword, 15-jarige dogter nog. My pa was 19 jaar oud gewees en my ma het swanger geword. En in 1978, vriende, u weet, was dit ongekend vir 'n jong meisiekind van 15 jaar om swanger te kon word. Daardie jare was daar nie iets soos aborsies gewees nie. Ongehuide moeders is na 'n spesifieke skool toegestuur, 'n skool vir ongehuide moeders, en hulle het my ouma en oupa toe besluit dat my ma in Van 'n Bylpark by die skool van ongehuide moeders sou ingeskryf word. Maar my ouers het anders toe besluit. My pa het sy verantwoordelikheid opgeneem en besluit dat hy met my ma sal trou. En so voordat my oudste boetie 'n maand voordat hy getroud is in 1978, op 16 Augustus 78, is my ouers in die hof getrou, nadat my ouers en grootouers daardie tyd toestemming by die minister van Binnelandse Sake moes kry vir haar om te kon trou. En 'n maand daarna is my oudste boetie gebore. Jy kan jouself nou net indink met 'n persoon wat 'n pa wat 19 jaar oud is en 'n ma wat 15 jaar oud is. Wat 'n lewe en wat 'n lewensstandaard hulle twee sou kon handhaaf. Dit was eintlik maar 'n resep vir 'n armlastige lewe gewees. Ek weet baie mense sê dat hulle in 'n baie swaar huis groot geword het, en vanaand is my motief glad nie om te sê in 'n kompetisie nie, maar wanneer ek vanaand kyk na my lewe, my kinders se lewe en dit wat eintlik normaal moet wees, dan kan ek nie verstaan dat ek oorleef het die omstandighede waarin ons groot geword het en voor u kan staan nie. Daar's soveel insidente wat ek maar net kan tipeer oor hoe 'n kinderlewe met 5 kinders in 'n huis kon wees. 'n Ma en 'n pa wat geen opvoeding, geen opleiding gehad het nie, en iewers maar moes gewerk het om die pot aan die kook te hou. Ek onthou byvoorbeeld, liewe vriende, dat my ouers nooit by 'n skool betrokke was nie. Hulle het nooit 'n sent skoolfonds betaal nie. Hulle was by geen oueraand gewees nie. Hulle het ons nie eens ingeskryf by die skool nie. Ons moes net by die skool opgedaag het. Vir my hele skoolloopbaan kan ek dit nie onthou dat my ouers ooit betrokke was, byvoorbeeld by my skool nie. My ouers het nooit die finansies gehad om skoolklere vir ons te kon koop nie. Ons het altyd uit 'n klerebank uit skoolklere gekry. En of dit nou die grootstes was en jy verdrink het in dit of nie, jy moes dit vat. En of dit nou sê maar die skool se klere was grys en jy het met 'n groen broek daaraan gekom, moes jy dit so aanvaar. Dit was deel van my samelewing gewees. Ek kan onthou toe ek in die hoërskool gekom het 'n leerling, 'n vriendin of wat langs my in dieselfde klas was. Daar was nie geld om rekeningkunde boeke te koop vir my nie. Sy het uit haar sakgeld
vir my die boeke gekoop en haar ma was die rek juffrou Kok en sy het vir my die trei en 'n baadjie vir die winter gekoop toe ek in Afrikaans Hoërskool in Sasolburg was. Ek het nooit in my lewe die binnekant van 'n klerewinkel gesien nie, nog nooit in my lewe nie. Ek kan nie vir u sê dat ek ooit in my hele lewe dat my ma vir my 'n trei of 'n T-hemp of 'n paar skoene, nog nooit in my lewe kan ek dit eers dink dat my ouers eers ooit in hulle lewe vir my 'n paar skoene gekoop het nie. Ek kan onthou dat dinge soos 'n mediese sorg ons het nie 'n huisdokter gehad nie. As ons siek was, dan moes ons self na 'n kliniek toe stap, self 'n leer oopmaak, dan stap jy met 'n koors in die hittige son na die kliniek toe, jy sit daar en jy kry jou medikasie en jy stap huis toe. Dit was die lewensstandaard gewees. Een keer 'n maand sou die staatsstandaards na die hospitaal toe gaan in Sasolburg, en dan moes jy 6 km self stap om daar te kom, as jy sê maar 'n tandeprobleem sou kon gehad het. In standaard 7 graad 9 was dit, het ek 'n werk gekry by die Milky Lane in Sasolburg. En die Vrydagmiddag daar opgedaag om 'n kelner te wees. Ek het die skoene gehad, ek het kaalvoete daar opgedaag om 'n waiter te word. Toe sê die bestuurder vir my, sorry, jy moet skoene, jy kan nie sonder skoene hier werk nie. En so toe ek ook nie die werk verder kon gekry het nie. Ek onthou as kinders hoe ons telke male met 'n ou briefie in die hand moes wegstap na vriendinne toe van my ma, die buurvrou, ooms en tannies toe, waarin daar geskrywe staan, kan ons asseblief 'n koppie suiker leen, of 'n koppie rys, of 'n koppie koffie, wat ook al dit mag gewees het. Familie sou telkens vir ons was nooit betrokke by die welsyn nie, ek dank die Here daarvoor. Ons was by geen kerk betrokke nie en geen welsyn nie. Geen kerk het ooit vir ons 'n bydrae gegee nie en geen welsyn nie. Ek dink die welsyn sou ons weggevat het as hulle geweet het wat aangaan. Familie sou altyd maar gehelp het met kos of klere of wat ook al nodig kon gewees het. Ek kan nooit in my lewe onthou dat ons ooit 'n ontbyt gehad het nie. Ontbyt was my iets vreemds gewees. Ek het nooit kos skool toe gehad nie. Net in die middag as jy van die skool af gekom het, dan was daar 'n broodjie of iets gewees wat ons kon geëet het. Toe ek 'n baie klein seentjie was, ek dink was 5, 6 jaar gewees, het my pa, kan onthou, 'n makou geslag. Hy het daar in die erf, in die woonstel se erf rondgeloop en hy het hom gemaak vir 'n middagete en nie een van ons wou dit geëet het nie. As gevolg van die makou, tot vandag toe, ja, kan ek dit onthou. Ek kan onthou menig male was ons aandete net vla gewees, waar my ma vla net gemaak het en ons het dit geëet. As 'n mens armsalig is, vriende, sinoniem met armoede is 'n pandjieswinkel. My boetie het gespot en gesê, as ons in die pandjieswinkel instap, dan soengroet hulle ons al. En ek kan onthou toe ek in standaard 2 was in graad 4, my ma het asma gehad, so sy het haar hele lewe was sy siek gewees met asma. En sy was baie, baie siek die spesifieke dag. Toe ek en my boetie met 'n briefie na die pandjieswinkel toe gestap, hulle het 'n kamerstel gehad, 'n blou beddestel, so gelapte beddestel, wat my ouers my ma verpand het, sodat ons net medisyne vir haar kon gekoop het. So het ons met die briefietjie gestap, die 200 randjies gekry, na die winkel toe gegaan om die medisyne te kry, en later het die bakkie daar gestop om die stukkie meubels op te kon laai. My een broer was in Fakkelskool, dis 'n spesiale skool in Sasolburg, en daardie skool het my ouers gedagvaar vir skoolfonds. En ek kan onthou, die baljoe het na ons huis toe gekom om die meubels op te skryf, en ons het 1 rottang sitkamerstel besit, en beddens. En die man, die baljoe, het so deur die huis gestap en gesê, mevrou, ons kan net hierdie sitkamerstelletjie vat. Verder, hulle kon nie wettiglik, hulle kon nie weens die wet iemand se bed van sy lyf afvat nie. Daar was nie 'n yskas gewees of enige iets gewees, elektroniese toerusting wat hulle kon vat nie. En so het hulle die ou sitkamerstelletjie, onthou dit tot vandag toe, het hulle opgelaai en daar is hulle weg as gevolg van skoolfonds wat hulle ons voorgedagvaar het. Ag vriende, daar is soveel goed wat ek kan vertel, waardeur ek was in my lewe. Ek was 9 jaar oud gewees toe ons in Kragbron gebly, ons het baie rondgetrek. So ek het baie verhale op baie verskillende plekke. In my gemoed onthou ek die plek en ek onthou die ding wat daar gebeur het. Ons het in Kragbron gebly, dis net so in die buitewyke van Sasolburg, en my ouers het vir 3 maande die huis en die krag nie betaal nie. Dit was 'n telkens 'n tendens gewees
dan is die krag afgesny, en die spesifieke keer nadat hulle die 3de keer die huis nie betaal het nie, toe is ons uit die huis uit gesit. En die vrou het gesê, toe het my pa probeer geld leen om die huis hier te betaal, toe sê hulle, nee, julle is klaar uitgesit, julle moet uit die huis uit wees, die huis ontruim, julle kan weer die volgende dag die huis terugkry, en 'n nuwe kontrak stel met Eskom, en so het ons, kan ek onthou, daai spesifieke dag, al die meubeltjies uit die huis uit getrek, en die buurvrou se motorhuis gesit, en daai spesifieke dag toe kom my pa se broer daaraan, en hulle het so skaam gekry, toe sê hulle nee, hulle fumigate die huis uit, en die mense sê as hulle hom uitfumigate, moet julle al die meubels uithaal. Sulke goeders het gebeur in my lewe. Ek het nou iets genoem van elektrisiteit en water wat afgesny was. Ek kan my hele lewe onthou, liewe vriende, hoe dit telke male wat die elektrisiteit afgesny was. Dan was daar 'n tydperk van 3 maande, dan is daar geen elektrisiteit nie. En so ook sny hulle jou water af. Dat jy geen water in jou huis het nie. Dan sou ons met 5 liter emmertjies die tannie Betta wat skuins oorkant gebly het, by haar uit haar tuinslang gaan water haal het vir water by die huis. Net vir 2 jaar van my hele lewe van 0 tot 18 jaar, net 2 jaar van my 18-jarige bestaan, het ons 'n voertuig besit. Daarna het ons nooit weer 'n kar gehad nie, ons het ons hele lewe geloop waar ons wou wees. In ons huis was dit, en ek het hier neergeskryf, 1 liter brandewyn, 'n 2 liter Coke, en die kar wat ons gehad het was 'n 3 liter Ford. My ouers het 5 seuns gehad, en om te dink, ek weet nie hoe nie, maar 5 kinders moes in daai Ford sit. So een van ons, ek en my boetie was die jongstes gewees, ons was die kleintjies genoem. Ons het altyd voor by my ma in die kar gesit, voor langs half, tussen haar bene, so half gestaan sit, en die 4 boeties agter. En veral wanneer my pa onder die invloed was, dan sou hy daar in Vredefort op die grondpaaie, daai kar getrap het, vriende. Dan sou my ma geskree het op hom, kleintjie asseblief, jy ry te vinnig, en sy haar naal so in een van ons kinders ingedruk. Ek kan dit onthou as kind. My ouers het ook almal altyd gerook. Ek kan nooit verstaan dat daar altyd geld was vir sigarette, maar nooit geld vir die res nie. My broer sou huisgenote afgelewer het, of 'n borgvorm gekry het, en dan het hy geldjies ingesamel, dan sou my ouers daai geld wat mense betaal het gebruik. En dan later maar probeer planne maak om dit terug te betaal. Ek weet van hom krag te jiphou. As ons krag afgesny was, dan trek jy daai boksie net so terug, en jy vat 'n aiklifter, 'n eierspan, en jy druk daai krag weer aan. My pa het dit menige male gedoen in sy lewe, menige male, totdat die munisipaliteit in Sasolburg dit agtergekom het, en hulle 'n seeltjie kom sit het op daai kragboks. Toe kon hy dit nie meer jiphou nie. En so was al 'n tydperk van 3 maande, kan ek onthou, vriende, dis voordat my ouers geskei is, vir 3 maande wat hulle ons krag en water afgesit het. My ma het nooit in haar lewe gewerk nie, sy was 15 jaar oud, sy mag nooit gewerk het nie, sy was verbied om te werk, maar sy het byvoorbeeld by kere tye het sy koeksisters gemaak, en so ek en my boetie in die straat afstap om die koeksisters te verkoop, en dan die geldjie wat ons gekry het, vriende, gebruik om gas te betaal, sodat ons water kan kook, om te kan bad. Water wat ons by die tannie oor kan die pad gekry het. Jy moet onthou, daar's nie krag nie, daar's nie 'n yskas nie. So ons sou 2 bakke stroop gehad het, koeksister stroop. Die een by die tannie oor kan die pad in die vrieskas, en die een by die huis, en dan sou ons elke halfuur die 2 borrel die bakke gaan ruil het, sodat sy die koeksisters kon gebak het. Ek onthou, liewe vriende, dat ek vir my hele 18 jaar van my lewe nooit my eie bed besit het nie. Nooit nie. Ek was by die kweekskool, toe ek my eerste keer in my lewe my eie paar skoene, my eie bed en my eie kamer gewees. Dit kan ek onthou. Ek en my boetie het altyd 'n bedjie gedeel. Ons het baie rondgetrek, en eventueel in graad 9, toe is my ouers al geskei, my ma moet probeer, ek gaan nou weer ietsie daaroor sê, die pot aan die kook hou, toe het ons in 'n een vertrekplek opgeëindig. My ma met 3 seuns. 'n een vertrekkamer wat geen toegang tot 'n toilet of 'n badkamer gehad het nie. Daar was net 'n emmer vir alles. En in standaard 5 is my ouers graad 7, 1999, toe's ek 'n graad 7. Toe's my ouers geskei, en daar was 2 redes wat die hoofbeweegredes was hoekom my ouers éventueel geskei het. Ek het 'n pa gehad, liewe vriende, wat van baie vrouens gehou het. Nie net van sy eie vrou nie. Sy oë sou telke male gedwaal het. En vir 5 keer het hy 'n verhouding gehad met 'n ander vrou.
En elke keer het my ma ter wille van die kinders maar teruggevat. Ek kan tot vandag toe onthou die laaste strooi, die laaste keer. Dis in daai 3 maande waar daar nie krag is nie, daar's nie water nie. My ma moet tot 10:00 in die aande, moet sy op 'n gasstoofie water warm hou vir my pa, want hy werk laat. Meantime kuier hy by sy nuwe vrou. En ek kan onthou die wit trui, dit was 'n polo neck wit trui wat my ma na my toe bring en sê, "Ryk hierso, ryk jy die parfuum?" Toe is dit 'n ander vrou se parfuum, terwyl my ma vir hom sit en wag om by die huis te kan gekom het. So dit was een van die redes wat ek kan onthou. Ek onthou dat my pa daar was 'n seksuele vulgêre ondertoon in my huis gewees. My pa sou met geen moeite 'n blou film opgesit het en dit gekyk het in ons huis nie. Altyd was daar tyd vir 'n vuil grap gewees. Ek kan onthou as kind op 'n Sondag aand, so my pa en my ma in die bed gelê het, my pa sou 'n loslyf tydskrif lees en my ma die huisgenoot, reg langs mekaar in die bed. Terwyl die deur toe is en ons nie daar mag in kon gekom het nie. So daar was maar nie huwelik dinge nie lekker gewees nie. Die tweede hoofrede, vriende, en dit het my amper gemaak of gebreek, die rede waarom hy uitmekaar is, behalwe van die armoedige huis en dies meer, is die trauma wat ek beleef het as kind. My pa was 'n groot geweldenaar gewees. Hy het baie gesinsgeweld veroorsaak. Gesinsgeweld was in die orde van die dag in my huis gewees. Ek kan die eerste gedagte wat ek kan onthou vandat ek my verstand gekry het, ek kan niks anders onthou nie, maar die eerste gedagte wat ek kan onthou is toe my pa in Western Area uit reverse of verskondig agteruit ry by 'n huis, 'n erf, en hier's hierdie non-stop nonsens muur, hierdie precast muur. Ek onthou dit tot vandag toe hy het uitgery en het my ma geklap teen daai muur en ek onthou die strepe so op haar wang oor hoe hy haar geslaan het en die bloed so geloop het. Toe het hy my gegryp en in die kar weggejaag na sy pa en my oupa hulle toe en vir dae lank het my ma gespanne gewees. Daardie tyd was nie telefoon en sulke goed nie. Eventually het my pa weer teruggekom. Ek onthou daai gesinsgeweld tot vandag toe is dit duidelik in my gemoed. Wanneer die brandewyn gevloei het, sou hy geslaan het. Daar was altyd 'n bekleierery gewees. Ons het van die myne in die Noordwes het ons konstruksie, my pa het in die konstruksiebedryf ingegaan, toe ons daar in Sasolburg, Kragbron, Kuilbroek, dis die stasie gewees. Ek onthou het hom te vuis geslaan en my ma het 'n virke in haar hande vasgehou, hierdie braaivleisvirke, toe wil sy hom met hom steek en toe hardloop het geklip in die kar weg. Toe sy hom begin terug wil slaan of net wil opstaan vir haarself. Ek was in standaard 1 gewees. Hierdie is die ergste trauma wat ek nog beleef het as kind. Die oggend sê my pa vir my ma, jy gaan môre nie sien nie. Ek gaan jou vanaand gaan ek jou doodmaak. Hy sê ek gaan jou vanaand met 'n das verwrig. En die hele Saterdag het dit so aangegaan. Dan sê hy die hele dag van ek gaan jou doodmaak, ek gaan jou doodmaak, ek gaan jou doodmaak. En daai aand so 5 uur se kant, kan ek is standaard 1, 'n graad 3 kind. Dis 'n Kragbron gewees. Onthou ek, hy het vir haar nog gesê, hy het haar so getrek tot in die slaapkamer, toe sê hy vir haar, kies vir jou 'n das. Dat my ma 'n das moet kies. En toe hy dit doen, toe spring ek by die venster uit, toe hardloop ek oor kan die veld, na tannie Jenny toe. Sy is die enigste tannie wat 'n telefoon gehad het, dat sy die polisie bel. En toe ek by die huis kom, dis soos 'n rugbyveld wat ek moes oorhardloop. Toe ek terugkom by die huis, toe het my boetie wat 6 jaar ouer is as ek, so hy was standaard 5, 6 rond. Toe het my pa die das om my ma gehad en haar begin verwrig en toe het hy hom gestamp. En toe ek by die huis inkom eventueel na dit, toe het my ma losgekom en sy het gehardloop in die gang en met die wat sy in die gang gehardloop het, het hy haar weer by mekaar gegryp en het haar so geslaan dat die bloed so teen die muur gestaan het. Ek onthou daai beelde baie duidelik vanaand waar ek hier voor hierso staan. En toe sy het probeer vlug het. Ek kan onthou, toe ek in standaard 3 was, dan het hulle uitgegaan vir die aand te gaan kuier. Ons kinders het geslaap, ons het vriende daar gehad. En hoor net hier se bekleierery. In die ingangsportaal, jou voordeur het oopgemaak, maar in die ingangsportaal het daar so, ek kan onthou toe ek in die gangetjie instap, toe gee hy hom met 'n vuis so uppercut, toe slat hy my ma so met 'n vuis. Ek het regtig waar hierdie goeters duidelik gesien. Ek sien dit in my oog. Ons het in Philibota straat nommer 8 gebly. My ma het eendag in 'n kar gery, toe kry sy koud en sy sê vir my pa, hy moet asseblief die kombers gaan haal, sy het agter gesit. En hy sê vir hou net my bierglas vas en my ma hou die glas vas.
En hy gaan om my kombers te kry, met die wat uit die kombers kry, so by die agterkant, toe spring hy in en hy vat sy vuis en hy slaan daai bierglas in haar gesig in. Ons sien die goed die volgende dag, hoe die glasstukke nog in jou ma se gesig was. Omdat hy jaloers was, hy het 'n obsessie met jaloersheid gehad. Hy het die draad gespring, maar ek kan onthou as kind, ons mag nêrens heen gegaan, ons mag ons voete nie uit die huis uit, nie uit ons huis uit gesit het nie. My ma mag nêrens heen gegaan het nie. Sy mag nooit gebad het nie. Sy mag nie hare gesny het nie. Sy mag nie moulose toppies gedra het nie. Sy mag nie gremering opgehad het nie, want dan verskoon die taal, dan hoer sy rond. Dis die lewe waaraan ek gewoond was. My pa het by verskeie diefstalsake betrokke gewees. Hy het in Elandsrand het hulle 'n welding masjien. Nou, u wat weet, is 'n swysmasjien wat met 'n groot swysmasjien wat hulle in die myn gebruik. Jy trek hom met 'n waantjie. Dis groot masjiene wat hulle gesteel het by Elandsrand myn en verkoop het in Sasolburg, daar by Sasol. En hulle is uitgevang en hulle het vonnisse gehad as gevolg van dit. Ek kan onthou my pa het eendag van die werk afgekom met die werksbakkie. Toe trek hy die werksbakkie binne in die garage, in die motorhuis. En hulle lieg vir die werk en sê die bakkie is gesteel. Hulle eis 'n nuwe bakkie. My pa het daai bakkie opgesny met 'n cutting torch en die yster verkoop vir die werk. Ek onthou die goeters. En toe daai 3 maande waarin ons nie krag gehad nie, daar's nie water nie, my pa loop in die aande rond tot 10:00 toe wag my ma. Dit was in daardie tyd dat my ma gesê het vir hom, ek is klaar. En sy het toe hom gedagvaar vir 'n egskeiding. My ma was 37 jaar oud, toe is sy al 21 jaar getroud. 37-jarige ouderdom te besluit sy, dit is nou verby, sy kan nie meer gaan nie, sy het 4 kinders gehad nog in die huis, waarvan ek die 3de oudste was. En so is ons uit die huis uit. Ons het by my boetie gaan bly. My ma het nog nooit in haar lewe gewerk nie. Sy het standaard 7 skaal ter haar naam. Verder niks meer as standaard 7 nie. En sy het uiteindelik begin werk binne in die fabriek, Sasol fabriek by 'n vis en chips winkel en sy het R900 'n maand verdien. Dit was haar salaris gewees en ek onthou dat sy sou ekstra pastye gebak het wat sy dan in die winkel verkoop het om haar fondse aan te vul ensovoorts. My pa het reg langs haar gewerk terloops. Die vis en chips winkeltjie, dit was in Sasol in die fabriek, hy het reg langs haar gewerk. Hy sou week in en week uit verby haar gestap het en nooit vir haar 'n sent gegee het. My pa het nie 'n rand onderhoud betaal, nooit in sy hele lewe nie. My ma sou alleen ons groot gemaak het. En dit het so gebeur, liewe vriende, dat ek in standaard 7 saam met ek en my jonger broer en my ma, ons 3, die ander boeties is toe al uit die huis uit, dat ons in die wit lokasie in Sasolburg opgeëindig het. Dis sulke klein gehuggies, sulke klein huisietjies, 1 vertrek, 2 vertrekplekke. Ek kan onthou, ons het 'n dubbelbed in die huis gehad, met 'n enkel bedjie. Ek en my ma het op die dubbelbed geslaap en my boetie langs ons op 'n enkel bedjie. En so het ons so 2 of 3 jaar daar gebly. Dit was ook in hierdie tyd dat ek tot bekering gekom het en gered geword het. 2 of wat jaar daarna. My ma het nie 'n voertuig gehad nie. Sy moes 6 uur by die werk gewees het en omdat ons daar in daai swart area gewoon het, minder gegoede deel, het my ma elke oggend van haar lewe 6 uur in die oggend 'n swart taxi geklim en hy het haar werk toe gevat. Elke dag van haar lewe het sy 'n taxi geklim om huis toe te ry. En dit het vir my geleer om vir myself vinnig te sorg. Ek moes vinnig groot geword het. Daar was nie 'n ma wat vir jou gesê het, "Hallo my kind, geluk met jou verjaarsdag, hier's vir jou koek nie." Daar was nie 'n ma wat vir my gesê het, "Luister, jy moet opstaan, hier's jou koffie in die bed, hier's jou kleertjies, hier's jou kosblik gepak nie." Ek moes alself doen. Ek moes vinnig net so in 'n volgende stap inkom om 'n volwassenheid te hê. My ma het vanaand 7 uur 8 uur by die huis gekom. Ek moes die wasgoed was, stryk, huis skoonmaak, al daai goed, self skool toe gaan. As ek 'n dag by die huis wou gebly, dan het ek net nie besluit om op te staan nie. Ek het nie moes nie gaan bank by iemand se huis nie, ek gaan net nie skool toe nie. Dit was daai vinnige groot word wat ek moes gekry het. My ma het elke tweede dag 'n witbrood, 'n ongesnyde witbrood van die winkel afgebring wat sy op 'n rekening daar gekoop het, 'n pakkie suiker, 'n pakkie riekoffie of 'n blikkie riekoffie en 'n blikkie sardiens. Dit was ons kos vir lank gewees. My ma, daar was nie geld vir skottelgoedseep nie. Ons het 'n pakkie Omo gehad. Seepoeier. Dit was vir alles. Jy het skottelgoed daarmee gewas. Jy het soms jou hare daarmee gewas. Dit was dit. Dit was die seep in ons huis. Ons het nie byvoorbeeld iets soos, kom ek sê, iets soos 'n vaddoek gehad nie. Ons het nie sulke goed besit nie. Afdruk vaddoek. Ons het 'n T-shirt gevat en die skottelgoed daarmee afgedroog. Ek het redelik ten spyte van al hierdie goed, het ek goed op skool akademies gevaar. Ek was die slimste seun in my skool gewees. Ek het top 10 gehad van graad 8 tot en met matriek. En ek het op my eie gedoen.
En ek praat nie oor myself nie. Ek het dit vir myself gesê, ek gaan 'n rekenmeester word. Ek gaan die rykste mens word, want ek gaan nie so sukkel soos hierdie nie. Ek wil en ek sal 'n rekenmeester word. Ek wil geld hê in my lewe om te help en te sorg. Die Here het tog anders toe besluit. Jy moet ook vir 'n oomblik onthou, my ma was 15 jaar toe sy getroud is en swanger geword het. Sy was 37 toe sy al 21 jaar se lewe gehad. Toe sy dis 37 jaar is en 'n geskeide vrou, toe begin sy inhaal al die lewensvreugdes van haar jeugdige ouderdom wat sy nooit gehad het nie. Toe was ek in standaard 6, graad 8 gewees. My ma het my eerste papsak wyn vir my gekoop. My eie ma. Sy het saam met my by Vrydag aand na die jolplek toe gegaan, dat ons saam gaan dans by die jolplek. Dis die ouer ma wat ek gehad het. Toe ek in graad 8 en 9 was ons karwagte by die Etienne Rousseau Theater, waar ons mense daar kom optree, die van u wat Sasolburg ken, weet daar's 'n goeie teater. En met die ou geldjies wat ons by mekaar gehad het ons by mekaar dit gehark en van 'n Bylpark toe gehike. Daar het vir ons elkeen 'n tongring laat insit. En teruggehike. Ek kan onthou ek het so op 'n matras gelê op 'n bakkie, dog ek, ag, hier gaan ek afval. Tot in Sasolburg het ons teruggehike huis toe. Sulke goed het ek met te doen gehad op my lewe. Ek het besef en beleef, vriende, wat se skade drank in mense se lewens veroorsaak, in families, hoe families uitmekaar geskeur word as gevolg van drank. Ek was al die eerste jaar op kweekskool gewees, dit is in 2005, my ouers is toe geskei, soos ek gesê het, al 'n paar jaar voor dit, my ma het bevriend geraak met 'n man, sy naam was oom Sarel gewees, sy naam was Sarel, en hy het in Secunda gewerk, en my ma het Secunda toe getrek, en ek kan onthou, ek het in Secunda gaan preek, en ek het huis toe gegaan na my ma toe, ek het die naweek daar spandeer. Die oom Sarel was 'n rekkie in die army in die weermag gewees. Bomskok. As jy 'n bal of 'n cracker, 'n vuurwerke, dan raak hy mal. Hy skree, bomskok, skuiling, dan slaan hy almal. En dit het gebeur die Saterdag aand. Ek preek die volgende dag in Secunda. Ek's 'n eerstejaars student. Die volgende dag preek ek dat daai oom se kop uithaak. Hy jaag ons uit daai huis uit. Daai aand tot 4:00 daai oggend slaap ek. Ek het nie 'n plek om te slaap nie. Eventueel kom ek by 'n karavaan uit. Slim in die karavaan, slaap daar. Dat my ma my klere, my soet, my Bybel vir my so deur die badkamervenster gee. 6:00 daai oggend, 9:00 staan ek op 'n kansel. Dis wat drank doen. Dis wat drank gedoen het. Daai einste oom Sarel het voordat hulle werk toe gaan in die oggende, dan moet hulle eers ietsie drink vir krag vir die dag. En dan bel hulle mekaar, dan vind hulle uit, nee, hulle blaas by Secunda Sasol se hekke. En ek beloof vir jou wat ek nou sê is die waarheid. Hy het daai Richelieu botteltjie, daai tot, ek weet nie wat noem mens dit nie, jy kry so klein botteltjie drank, het hy vol petrol gemaak. Dan sluk hy 'n sluk petrol, skoon petrol, om sy asem weg te slaan, sodat hy nie raak gaan blaas by die hekke daar nie. Ek ken, liewe vriende, drank. My ma se pa was 'n volslaa alkoholus, my ma se ma, my ouma, was 'n volslaa alkoholus gewees. Hulle drank in die toilet weggesteek in die bak, en dan het hulle gedrink. My ma se oudste sussie vertel, as sy by die huis gekom het, dan sy ma poep dronk, dan moet sy die kinders skoonmaak. Vanaand is ouma nigter, dan kom oupa haar pa by die huis, dan drink hy tot die volgende nag toe. Dis die lewe hoe ek dit gesien het. My ma se sussie en haar man het elke dag van hulle lewe 24 blikkies Kasel bier gedrink. As jong kind het ek gesien hoe hulle mekaar slaan en beklei oor, jy het 13 gekry en ek het net 11 gekry. Hulle beklei oor drank binne in hulle lewe. En ek het vir myself gesê, vriende, of ek nou ook nie 'n kind van die Here was nie, en of ek nou nie 'n dominee was nie, en tot vandag toe sê ek dit, ek sal my lippe nooit aan drank sit nie. Of ek nou 'n kind van God was of nie, as gevolg van die trauma wat drank in 'n mens se lewe veroorsaak. Dis my lewe voorredding. Laat ek 'n bietjie vertel oor hoe ek tot bekering gekom het. Dit was die 27ste April die jaar 2003, 23 jaar gelede, wat die Here my lewe radikaal kom verander het. Ek het vir gesê ek kon skool gebank het as ek wou, en so het dit gebeur in graad 11. Ek besluit ek gaan 'n paar dae by die huis bly, en so bly ek by daai paar dae by die huis. Daar was 'n meisiekind saam met my van graad 8, 9, 10, 11 en 12, dieselfde klas. Haar naam was Nicoline Moelman. Haar pa is Dr. Eugene Moelman.
Hy was die EG dominee in Sasolburg gewees. En Nicolien het vir my gebid vandat ons mekaar leer ken het in graad 8. En ek het altyd daar in die wit lokasie, was daar 'n tikkieboks, dan het ek na die tikkieboks toe gegaan. Die enigste nommer wat ek daai tyd uit my kop uit geken het, was die pastoriese nommer van die EG Kerk in Sasolburg, 9766354. En ek het haar gebel die dag en ek wou gesê, Nicolien, wat is die huiswerk wat ons moet doen? En sy het vir die huiswerk gegee. En daai dag vra sy vir my, wil ek nie saam met haar na die Eden jeugkamp toe gaan nie. En ek weet nie, daar die Here dalk die geloof in my hart gewerk. Ek sê dadelik ja, maar ons het nie geld nie, ek kan nie gaan nie. Ek het nie geld gehad vir daai kamp nie. En ek sê toe ja, ek gaan. En so het ek so eventueel op die kamp gekom, liewe vriende. Die Saterdag aand het hulle 'n dienste gehad en hulle het gesê, as jy vir iemand wil bid in jou familie wat die Here nie ken nie, moet jy vorentoe kom. So gaan 'n gros mense vorentoe, ek ook. Want ek is nie so sleg soos my boeties nie. En ons bid vir hulle. En daai Sondag aand, die 27ste April, was daar 'n sang en getuienisdiens en die persoon wat voorgegaan het was Johan Swanepoel. Dis 'n sanger. En daai aand, hy het ook 'n uitnodiging gemaak, ek wou nie uitgegaan het nie. En terwyl ons uit die eetsaal uitstap, tussen die kerk en die eetsaal, sê ek vir Nicolien, dit voel vir my of ek teen die dak vasbid. En sy sê toe vir my, die 2 vrae. En dit bil my, en ek gee daai aand my hart vir die Here. En die Here kom verander my, maak my nuut, liewe vriende. Ek het deurgegaan met die Here, sy lei my in die Here toe, en ek het dadelik by die EG Kerk aangesluit. Hulle het 'n aktiewe jeuggroep gehad, baie aktiewe jeuggroep, betrokke geraak, daar uitreike gehad, E3, kinder E3, by ander kerke aangebied ensovoorts. En in daardie tyd, in daai 8 maande se tyd, is daar 5 mense uit Sasolburg gemeente geroep, waarvan Dominee Armand Olivier een was, Nicolien Moelman, ek, en dan een ander persoon was Jacqueline Smit, sy is Dominee Martin Botha se vrou nou. Maar die Here 5 jong mense geroep het in daardie tyd. Ek sal nou 'n bietjie melding oor dit maak. So in my maand, dit is 'n maand wat daarna het ek eendag, ons het nie radio's besit nie. Ek kan onthou ons het so klein tape recordertjie gehad met Ronel Erasmus wat gesing en dan het ek daai ding oor en oor gespeel. Dis wat ek gehad het tot my beskikking. En ek het daai liedjies leer ken. En so het Across the Bridge kan ek tot vandag toe onthou. En ek het dit geluister en gebid en vir die Here gesê, Here, wat wil jy met ek in my lewe doen? Onthou, ek wil 'n rekenmeester word. So ek het so gebid en gehoop, ek lees ietsie in Numeri, want dit is numbers. Numeri is nommers. Dan weet ek moet 'n rekenmeester word. En ek het, ons het so blou Gideons Bybeltjie gehad, wat jy by die skool gekry het, ek het hom oopgemaak. En dan Markus 1:17 sê die Here, kom agter my aan en ek sal jou visser van mense maak. Ek het nie geweet nie, in daardie tyd het Armand 'n roeping gekry, Nicolien het 'n roeping gekry, en albei van hulle het gesê, hulle het die Here gevra vir 'n tweede bevestiging. En ek het ook gevra vir die Here vir 'n tweede bevestiging, en ek het gaan slaap. En so 10 uur se kant daai aand, maak die Here my wakker, en ek het nie eers 'n Bybel besit nie, ek sal nou iets daaroor sê. My maat so verlapte Bybel gehad, wat oorgetrek was met sulke pink lap. Ek het die Bybel oopgemaak, en toe ek die Bybel oopmaak, toe maak hy oop by 1 Timoteus 4:12, en dit is asof God langs my sit, ek hoor sy stem hierso. En in 1 Timoteus 4:12 staan daar, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord en wandel en liefde, in geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Dan staan daar, wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red sowel as die wat jou hoor. En in my matriekjaar, ek het toe ingeskryf by die NWU vir 'n graad in rekeningkunde. Maar in my middel van my matriekjaar het die Here weer eens my baie sterk bevestig uit Jeremia 1:7, waar die Here vir hom gesê het, waar hy vir God sê, ek kan nie praat nie, en die Here sê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel moet jy spreek. Weet jy vriende, dat ons nie 'n Bybel gehad het in ons huis nie, ons het nie 'n Bybel besit nie, my ma het 'n Bybel gehad wat sy iewers gekry het, maar ek persoonlik het nooit in my lewe my eie Bybel besit nie. Ek het 5 maande gebid vir God om vir my Bybel te gee. R80 vir 'n Bybel. En ek het die Bybel is nog by my huis die 6de September 2003. Het 'n oom vir my die R80 gegee nadat ek hom gevra het vir die R80, toe kon ek my eie Bybel gaan koop. Ek het die Gideons Bybeltjie gehad, maar die 6de September kon ek my eie Bybel in my hand gehad het. Ek het kering gekry by die kweekskool en ek is kweekskool toe, en van 2005 tot 2008 het ons daar by die kweekskool opleiding gehad. My ma het niks van teologie verstaan nie. Ons het nooit in 'n kerk groot geword nie. Ek ken nie 'n kerk nie. Ons was nêrens lidmaat by 'n kerk nie. Ons het nooit sonndagskool gehad nie.
My ma het nie teologie verstaan nie, inteendeel toe ek in my 2de jaar my sertifikaat kry by die kweekskool, het my ma daar aangekom, dronk, met 'n boobtube aan. Hulle het niks van God verstaan nie. Hulle verstaan nie kerk nie. Hulle weet nie wat dit is om gered te wees nie. Ek, soos ek sê, was nooit in 'n kerk gewees nie. Ons was wel, as my ma by 'n kerk was, het hulle gehoor, die vriendinne sê, daar gebeur iets by die Volle Evangelie kerk, was die naaste kerk van ons. Dan stap ons nou die 2 kilometer so deur die stofstraatjies tot by die kerk, dan huil almal in die kerk, my ma almal val om, en as ons klaar daar is, dan stap ons daai stofstraatjie. As ons in daai stofstraatjie kom, dan steek almal weer 'n sigaret op. Dit was vir my belewenis van kerk gewees. Dis hoe ek kerk gesien het. En tot vandag toe, is daar niemand in my familie wat die Here dien nie. Niemand. Daar's niemand van my familie wat kerk toe gaan nie. Daar's niemand in my familie met wie ek 'n geestelike gesprek kan hê nie. Daar's niemand wat God ken nie. Inteendeel, hulle spot oor God. Toe ek 'n student was, toe sê my oom, kom priester, kom bid bietjie vir jou tannie. Dan moet ek nou vir haar bid. Ja, dis my familie. Ek kan net getuig van die voorsiening van die Here op kweekskool, vriende, dat ons deur die kweekskool is en hoe die Here deure oopgemaak het, ek weet nie. Goed het uit die lug uitgeval, vir my en my vrou, die Here maar net voorsien het en vir ons deurgedra het. Ons het vir 4 maande nadat ons klaar gemaak het by die kweekskool nie 'n plek gehad nie. My seentjie is vroeg gebore, hy was 10 dae in ICU gewees in die Steve Biko Hospitaal, dat maar trauma rondom dit gebeur. My ma was baie siek, sy's daai Mei maand oorlede in 2009. En my ma het eventueel het ek al na hierdie hospitaal toe gevat by Steve Biko. En hulle het 'n baie sterk evangeliese bediening binne in die hospitaal, en in daai hospitaal het my ma haar hart vir die Here gegee. Sy het 'n Bybel gehad, en in die hospitaal het sy goed geskryf in die agterkant van haar Bybel. Ek het dit so 'n paar jaar terug ontdek, en ek wil vir julle skryf wat sy gesê het. Dit was die 6de Februarie 2009 wat sy dit geskryf het. Sy sê, my bekering tot Jesus, dit sal wonderlik wees om in Jesus se arms te wees. Dankie Jesus. Ek voel so veilig, daar is nie 'n groter vrede nie. Ek verlang om saam met Lali te wees, en ek het so vrede oor my ou sus Gerda, dis my ma se sussie wat al oorlede is. Ek weet, ek sal jou eendag weer sien. Sy sê daar, Here, ek gaan jou baie pla, want ek sal sien dat al my kinders saam met my hemel toe gaan. Wayne, Kobus, Wimpie en almal. En dit was vir my die bevestiging dat sy vir my wag, en dat ek eendag by haar daar ook sal wees. En 3 maande daarna, presies op die 6de Mei 2009, het sy gesterf. Ek het so 'n bietjie in die reeks dienste verwys na my pa, my verhouding met my pa. Ek het nie 'n verhouding met my pa nie. Ek het gesê ek sal hel toe gaan. God vat my hel toe, maar bring hom saam met my. Dis die wrok wat ek gehad het, solank ek nooit hierdie woorde sal hoor. Verskondig, ek sê ek het nooit die woorde oor sy lippe gehoor, ek het jou lief nie. En ek het gesê, pa, Here, vat my hel toe, vat my redding weg, laat ek saam met hom brand. As gevolg van die trauma wat hy veroorsaak het, en 12 jaar gelede is ek by 'n opleidingskursus hier by die NG Kerk Moreletta Park, en ek kan tot vandag toe onthou, hulle het so funksie daar gehad in 'n nagmaalstasie, en eventueel was daar 'n klippie, ek kan dit tot vandag toe onthou, en ek het daar op die klippie geskryf, pa, ek vergewe jou, en hulle het dit afgewas, met so 'n bord, whiteboardmaker, wat af was. En daar het die Here vir my 'n deurbraak gebring, om hom ook te kan vergewe, en hom vry te spreek, ook so in sy lewe. Ek is nou klaar met die droewige. Ek was vir 3 jaar in Ventersdorp gewees, 2009 tot einde 2011, begin 2012, het die Here ons geroep na Lichtenburg toe, om daar 'n gemeente te gaan plant. Maar dat iets gebeur in Ventersdorp, dat iets gebeur in my lewe in Ventersdorp, na so 2 jaar in die bediening daar, wat ek net graag ook wou gestel het. Wat 'n draaipunt in my lewe was. Die eerste 3 jaar van my bediening het ek probeer uit alle mag, alle krag, het ek probeer mense oortuig, ek het my kweekskoollesings gepreek, dat die spoeg spat, ek het vir mense gaan wys, dis hoe jy 'n Christen moet wees, dis wat die Here sê vir jou, amper uit 'n voorsitterstoel uit van, julle is die peasants, en ek gaan julle nou wys hoe dit moet wees. Dit was my hele motief gewees, en ek het besef, maar ek stel die Here Jesus Christus nie eerste in my lewe nie. En iewers dat 'n lig vir my opgebreek, 'n dieper werk, ek weet nie wat om dit te noem nie, maar iets het daar te verandering gekom, waar die evangelie vir my absoluut sin gemaak het, die in Christus boodskap, die verkondiging van Christus, om niks anders te weet as hom as gekruisigde nie, dat dit eintlik oor die Here Jesus gaan, dat 'n absolute oorgawe, dat iets wonderliks gebeur, wat voor my bediening, voor dit nie gebeur het nie. Ek kan dit tot vandag toe
onthou. En hoe ek besef het dat die kerk van die Here Jesus baie male sonder die Here Jesus funksioneer. Ons is almal so geestelik, ons is almal so Christelik, maar ons funksioneer sonder Christus, dat hy buite die deur staan en hy klop, hy begeer om weer in te kan kom. Ja, vriende, ons het almal die Jesus liefde, ons stuur vir almal die Jesus boodskapies, ons het almal ons geestelike gawe en ons dien dit en ons leef dit uit, maar die gevaar is dat ons dit sonder die Jesus doen, sonder sy godskap. Hoe ek gesien het hoe mense moet smag na 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. Ek wil afsluit, vriende, om net 'n paar lewenslesse uit my lewe aan jou voor te hou en eventueel op 'n punt te bring om vir jou 'n paar dinge net te sê. Die eerste lewensles wat ek geleer het is, dit maak nie eintlik saak wat se lewe, wat se kinderlewe jy gehad het nie. As jy daar uit wil kom, wil God jou help. God wil, God kan, God sal. Dit maak nie saak uit watter gutters van die lewe jy uitkom nie. God sal jou daar uithaal. Die volgende lewensles wat ek geleer het is dat jy kan nie jou vorige lewe gebruik as 'n verskoning oor waarom jy nie in die lewe vorentoe kan beweeg nie. 'n Dame in Lichtenburg het die volgende gesê. Sy sê ja, as jy 25 jaar oud is dit goed en wel, dan kan jy maar sê, my lewe is 'n gemors, want dit is my ouers se skuld. My lewe is 'n gemors, want my ouers het my so groot gemaak. As jy 25 jaar oud is, dan het jy rede en jy het reg om dit te sê. Dis die manier hoe jy groot gemaak is. Jy is wat jy is, want jy het soveel trauma beleef. Maar, sê sy, as jy 40 jaar oud is, dan kan jy nie meer sê, dis my ma, my pa se skuld, dat ek vandag nog in die moeilikheid is. Dat ek nog vandag in die gemors is nie. Jy kan nie altyd jou slegte kinderlewe blameer vir die gemors waarin jou lewe vandag is nie. En ek stem daarmee saam. Ek het nog 'n lewensles geleer en dit is alles wat in ons lewe gebeur is 'n trapklip, 'n stepping stone na iets beters. God laat alles ten goeie meewerk. Dis nie bedoel om jou te laat stagneer in jou lewe nie. Ek het besef wat my werk op aarde is as Anton. My werk is om die Here Jesus Christus te verheerlik. Hom alleen. My werk op hierdie aarde, vriende, is net om vir hom uit te staan, om sy naam groot te maak. Ek moenie geestelik vroom voorkom en geestelike bakkies opsit nie. Ek kan nie, ek as mens kan nie 'n geestelike gesig opsit nie. Ek haat skynheiligheid. Ek sê wat ek sê, want ek weet wat ek weet. Ek kan nie 'n vroomheid nie, ek kan nie met vroomheid saamgaan nie, want my vroomheid beïndruk God nie. God kyk reg deur my. Die Here Jesus sien my naakte waarheid. Ek kan hom nie ooreed en beïndruk met my mooi lewe nie. Dis wat ek geleer het. Ek moet die Here Jesus Christus ken en hom met my hele lewe eer. Met my hele lewe moet ek hom verheerlik. Ek moet 'n glimlag op sy gesig sit. Paulus het gesê dat sy begeerte is om die Here Jesus Christus te ken hom en hom as gekruisigde. Ek wil niks anders onder julle weet nie. Niks as die Here Jesus nie. Dit het vir my so sentraal geword, so lewendig in daar in Ventersdorp. Dit was my realiteit gewees. En ek sluit af, liewe vriende, rondom jou en my is daar mense. Waar jy beweeg is daar mense, jy bly saam met hulle of jy werk saam met hulle. Daar's mense wat hel op aarde beleef rondom jou. Hulle is dalk self op pad na die hel toe, maar diep in hulle hart het hulle nie vrymoedigheid om te sê, ek smag eintlik na die Here Jesus nie. Ek wil hê God moet 'n werk in my lewe doen nie. En nou woon Christus in jou en my hart. Hy woon in ons hart. Hoekom hou ons Jesus vir onsself? Hoekom stop ons om Jesus by onsself nie uit te deel nie? Daar is in die kerk van die Here Jesus hordes mense wat uit pligpleging kerk toe kom, vriende. Hulle het nie meer die lewenssap van die wingerdstok nie, hulle lyk soos 'n kersboom. Hulle het aangeplakte vrugte, maar die drywe sap van die Here Jesus Christus wat in hulle binneste moet uitkom, daai sap ontbreek. Daar's 'n blokkade dalk. En dis my roeping om mense te bring om daai blokkade te verwyder, sodat die lewenssap van die Here Jesus Christus deur hulle lewe kan gaan. Ek wil vir julle sê, daar's 'n lewe aan die ander kant van 'n opgemorste lewe. Daar's omdraaikans by die Here Jesus. Daar's verlossing by hom, daar's genesing. Daar's geleenthede waar God vir ons kan gebruik. Gryp daardie geleenthede aan.
Psalm 40 vers 3 sê, hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek. Hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Groot dinge het U gedoen, Here my God. U wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met U vergelyk word nie. Liewe vriende wat vanaand na my geluister het, liewe toehoorder, ek is klaar. Ek weet nie hoe was jou kinderlewe nie, miskien het jy die wonderlikste lewe gehad, en jy stap vanaand hier uit en wil eintlik jou ouers dank, en sê, dank God vir die lewe wat ek gehad het. Jy het dalk 'n golf gery, 'n goue golf, tot aan die einde van jou lewe. Dan moet jou hart vanaand gevul word met dankbaarheid teenoor God, vir die uitverkiesing oor jou kinderlewe. Oor die lewe wat jy gehad het. Miskien het jy erger gehad as wat ek beleef het. Miskien is jou trauma onbeskryfbaar. Jy het dinge wat jy in jou gemoed bære, wat jou man of jou vrou nie eens vanaand van weet nie. Daar's goeders wat jy toesluit, en dis 'n wrok wat jy dra, daar's iets wat jy net nie kan deel nie. Ek wil jy aanmoedig vanaand. Kom uit met daai goed. Breek met daai goed. Jy hoef nie vir almal daarvan te vertel nie. Kom net vanaand na die Here Jesus toe. Hy het ook jou smarte gedra aan die kruis. Hy het jou emosionele wonde gedra, en hy wil vir jou vanaand genesing bring. As jy vanaand iets in jou hart het, vriende, iets wat jy 'n onvergewensgesindheid, iets wat gebeur het, iets wat jy aangevang het, dat jy vanaand daai vergifnis by die Here sal kom haal. Hoef net vir hom sê, Here Jesus, hier is ek. Dankie. Dankie vir U vrede. Dankie vir U lig. Dankie vir U beskerming. U vrede in my hart, dat jy hier sal uitstap vanaand, alvorens jy nie daai vrede gekry het nie. Dis my gebed vanaand ook in jou lewe. As ek my getuienis gee, ek het hom 3 of 4 keer in my lewe al gegee, dan wil al die ou tannies vir my 'n drukkie kom gee. Ek soek nie jou drukkie nie. Die Here het my deurgehelp. Ek is aan die ander kant uit. Ek sal jou druk, is reg. Maar moenie my jammer kry nie, want God het dit toegelaat, sodat hy deur 'n mens se lewe kan werk. En so die trauma, die pad wat God met jou gestap het, hy het gekies, dat jy in daai huis groot word. Hy het jou pad vir jou beplan, bepaal, en die Here wil iets daardeur doen. Mag die Here jy genade gee, vriende, om jou realiteit vandag in sy kosbare plan, sy realiteitsplan ook vir jou lewe te sien. Kom ons bid saam. Here, dit was 'n mondvol, maar dis my storie. En ek bid vanaand dat my storie en die ingryping van God in my lewe, in iemand se lewe 'n verskil sal maak. Here Jesus, is my groot gebed, dat U in ons lewe sal sigbaar word, dat U ligglans, U wingerdstok se sap, sal deurstoot in elke faset van ons lewe. Ons hoef nie te beïndruk voor mense nie. Mense hoef nie te sien hoe wonderlik ons is nie. Ons kan dit nie aanplak nie. Dit vloei uit ons uit, dit borrel, dit bruis uit ons uit, sê Piet Smit in een van sy liedjies. Dis my gebed, Here, dat ons in ons kerk weer die ou tyding sal lief hê. Die Here Jesus, soos wat daai vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, van agter gekom het, in die rokpand aangegryp het, die kleed van Jesus gegryp het, dat ons weer opnuut U so sal gryp. En dan wanneer ons U vashou, Here, die oorspronklike sê, sy het vasgehou totdat sy gekry het dit waarvoor sy gekom het. En dit was genesing. Dat ons vanaand U sal vashou, dat U vir ons geestelike genesing sal bring, van ons smarte, ons trauma, ons pyn, ons lyding, die dinge waar ons so gou moan, al die pyn en goed wat deur ons moes gegaan het, die verwyte, die wrokke wat ons koester teenoor U, omdat ons nou nie die rykstes was nie, ons nou nie die beste grysstof het nie, ons is nie die slimstes nie. Here, dat ons uit dit, want dis 'n teken van ons vlees, dat ons dit ook vanaand sal kruisig. En U sal vertrou dat U met die balsem van God, die salfolie, genesing sal bring. Here, dat U heling sal bring. Al ons smarte. Ons wil vanaand na U toe kom as kinders van die Here, wat 'n geskiedenis het. Dinge wat ons nie vertel nie. Dinge wat ons nie wil openbaar nie. Ons hoef dit nie te openbaar vir almal nie, maar vanaand is dit openbloot voor U. En miskien Heilige Gees, lê U nou duidelik U vinger op ons hart en sê, daai ding het jy nog nie verwerk nie. Daai trauma het jy nog nie beleef nie. Here het nog nie met die Here deurgewerk nie. As U dit vanaand vir ons wys, Here, U is die bron, U is die oase. U is die een wat dit vir ons kan wegvat. En ons bid, Here, dat ons 'n pad sal stap en sal gaan delf in ons binneste oor daardie sake in ons lewe en dat U lig sal bring. Ek het eendag die illustrasie gehoor
van iemand wat sê, jy kan 'n beeld ontvang, jy kan trauma ontvang, dis soos 'n kamera, daai ou tydse kameras, wat met die filmpies gewerk het, wat jy so opgerol het. En dit is 'n foto wat geneem word wanneer jy trauma beleef. En jy kan dit in die donker kamer van jou hart invat en laat dit ontwikkel. Of, jy kan vanaand daai beeld na die lig toe vat, en ons kan onthou toe ons daai filmpies, as jy hom so uitgetrek het en hy het sonlig gekry, dan het hy die beeld weggevat. Ons wil vanaand ons trauma na die lig toe bring. Here, dat U dit wegvat, verwyder, en bring groot genesing vir elkeen van ons. Dit bid ek vanaand in Jesus Christus se naam met dank. Amen.